Kom ons sit ons oor. Vader, dankie dat ons hier kon worship nou, Abba. Hoe lekker is dit om te sing dat U sal nooit faal nie. U sal altyd daar, Abba. U sê U sal ons nooit los nie, U sal ons nooit verlaat nie. En dankie daarvoor, Abba. Maak nie saak wat se situasie is nie, maak nie saak wat se seisoen ons is nie, Abba. U is saam met ons. So Sadrag, Mesach en Abednego in daai vuur was, het U Joshua gestuur, die engel was daar gewees en het beskerm. Dankie daarvoor. Dankie dat U ons elke dag beskerm, Abba, en met ons is. U het ons in U hande en U sal ons nooit los nie. Abba, ek bid nou dat U sal spreek, Vader. U diensknegte luister, U kinders luister, Abba. Kom gee vir ons hierdie brood, hierdie manna uit U troonkamer uit. In Yeshua se naam bid ons dit. Amen. Sê julle so, ons is besig met daai steeds met die reeks oor die 12 seuns, die 12 stamme en dit is so lekker om deur die stamme weer te gaan en net bietjie weer te gaan onthou, want ons vergeet net so lekker as kom weer dan kom gee Abba 'n stukkie by. En ons is vandag gaan ons praat oor die 6ste seun, Naftali. Daar's nog 6 oor. En ek sien uit na die volgende 6. So ek wil gou vinnig net hierdie deurgaan, net hersien, net dat ons kan onthou oor elke seun vir die wat nie hierso was die vorige kere nie. Net om net 'n stukkie van elke seun te sê. En dit is altyd goed om dit weer te sê, dan kan jy dit onthou. Die eerste seun was Reuben gewees en hoe Reuben het ons gesien hoe hy die verwerping gekry het van hoe hy sy ma graag daai Lea, sy wou graag die eersteling, die mooi vrou gewees het vir Jakob, en hoe sy daai van ek is nie goed genoeg, ek is nie goed genoeg vir my man nie, Rachel is beter, en hoe sy op die einde van die dag kinders begin kry en dink sy gaan guns kry by Jakob, en hoe dit eers met die 4de seun Juda, waar sy eers begin het om Vader te eer vir die seun. Toe is dit nie meer 'n agenda om guns te kry by haar man nie, maar toe kom eers sy by Vader Jahwe deur die seun. So Reuben het geslaap saam met Bila. Ek kan sê nie sy stiefma nie, maar sy Jakob se byvrou, wat Lea aan Lea se kant die byvrou, en Reuben gaan slaap saam met haar, en dit is baie interessant, want dit is die ma van Dan en Naftali, waarvan ons vandag gaan praat oor Naftali, en hy slaap saam met haar. Kan jy net dink hoe daai boeties gevoel, hoe het Dan en Naftali gevoel om te weet dat een van Lea se kinders onder dieselfde pa slaap saam met my ma? Dit is 'n lang tydperk, want Jakob kom eers in Genesis 49 voordat Jakob doodgaan, kom sê hy vir elke seun of 'n curse uit oor sy lewe, en hoe hierdie Jakob vir hom sê van Reuben, maar jy het saam met my vrou geslaap, en dis hoe jy gaan wees, jy gaan soos water wees. En dit ding is hartseer. Dis sy keuse gewees, en ons kan sien Reuben het hulle het eers in die beloofde land gestagneer nie. As jy die kaart kyk, hulle het aan hierdie kant, hulle het aan die buitekant die beloofde land, het Reuben op die einde het hulle gebly. So hulle was nie eers in die beloofde land, hulle was buite die belofte. En is baie keer is dit soos vandag, is hierdie belofte vir ons, is hierdie koninkryk. Die koninkryk van Vader Jahwe, wat ons belofte is vir die bruid. Maar die keuse is, waar gaan jy wees? Gaan jy ingaan? Gaan jy in die belofte wees? Of gaan jy net buitekant wees? Dis kan die Jordaan wees. Gaan jy nog bietjie in die woestyn wees? Gaan jy daar by die veilige plek wees? Of gaan jy ingaan soos Joshua kies en dan basies die beloofde land kry, die melk en honing, maar ook die giants, die reëse moet veg. En dit is maar baie keer wil mense nie daai reëse veg nie, hulle bly eerder aan hierdie kant. So ons gaan 'n bietjie verder kyk daaroor later. Die tweede seuns, ek het albei saam met die tweede en derde seun was Levi, Simeon en Levi. En hoe Simeon en Levi het basies gesit met hierdie wraak teenoor wat gebeur het met hulle suster Dina, wat verkrag is, en hoe hulle die mense wat besny is, wat hulle gaan doodmaak het, terwyl die man sonder pyn was, en hoe Simeon en Levi, jy kan kyk na hulle, Simeon het basies nooit, hulle het in die beloofde land ingegaan, maar Jakob sê vir hulle, julle gaan nooit julle eie
dit gaan nie goed gaan met julle nie. Want hy is ongelukkig, want hulle het sy pa, sy hele familie het hulle onder baie vrees gesit. Nie vrees nie, maar basies gesit onder hierdie, wat hulle gaan hierdie mense wat hulle doodmaak, omrede wat hulle gedoen het teenoor daai koning. En ja, dit was vir hulle moeilike tye gewees, en Simeon het nooit aanvaar of jammer gesê nie, hulle het heeltyd bly voel van, dit kom hulle toe, wat hulle gedoen het. Dit was die reg in hande geneem, hulle het dit verdien om te sterwe, omrede hulle sussie verkrag het, en hulle het so aangehou voel, en hoe ons kan kyk op die einde in Juda se gedeelte op die kaart, hoe Simeon in Juda se land gekry het. Hulle het nie hulle eie land gehad nie, hulle was gesplit gewees daaronder. En dan Levi, die ander boetie, wat basies gegaan het, hulle het by die goue kalf, het hulle gekies om Vader Jahwe, nie om die goue kalf te dien nie, en Vader het hulle erfgename genoem. Levi het ook nie hulle eie land gehad nie, maar hulle was priesters gewees in elke land, en hulle het Vader se erfgename geword. Dan het ons gekyk na Juda, die 4de seun, Juda wat ook die storie van Tamar, hoe Juda ook op 'n stadium uitgegaan het, en saam met, dus hy was net daai skuldgevoel gehad van wat gebeur het, want hy het die keuse, hy het die reg, hy het gesê, vir Josef, gooi hom eerder in die put, en verkoop hom, en hoe hy op einde toe uitgegaan het, en daar buitekant 'n Kanaanitiese vrou getrou het, Juda, en hoe daar die 3 seuns, soos hy 3 seuns gehad het daar, wat die bloedlyn vuil gemaak het, want die woord sê, jy moenie, hulle Vader sê, moenie met moenie saad meng nie, moenie met ander mense daar buitekant gaan trou nie, voordat Joshua ingaan, sê hy dit vir hulle, en hy doen dit toe, en hoe Vader die bloedlyn kom regmaak het, hoe hy deur hulle vrou, Tamar, 'n Hebreëse vrou, getrou het, en nie getrou het nie, maar saam met haar geslaap het, en hoe sy 'n bietjie gekil het, Days of Our Life story, en toe het hulle basies het die bloedlyn weer geherstel, en ons weet, Peres was die seun gewees wat uit Juda uitgekom het, en so kom Joshua uit Peres se geslag uit. So Vader die bloedlyn kom herstel daardeur. En dan die 5de boetie was Dan gewees, ons het laas naweek gepraat oor Dan. Nou Dan gaan vandag inval by die storie van Naftali, want onthou julle laasweek het ek gepraat van dit Dan het basies opgetrek, dit was Simson se storie van Dan hulle het geveg teen die Filistyne, Vader het gesê, Dan, jy gaan kom, ek gaan vir jou hierdie, jy weet, Simson, jy gaan 'n redder wees, jy gaan die Filistyne verslaan, jy gaan vir Israel red uit vir die hand van die Filistyne uit, en ons ken almal die storie van Simson, en op die einde hoe Dan besluit het, hierdie storie is nie meer vir hulle om te veg nie, want hulle was naby Jerusalem gewees, hulle was die gatekeepers, basies, as jy kan sê, die wagte, wat basies gekeer het, dat al hierdie verskillende vyande kon inkom in die stad, en Gat was aan hierdie kant, en Dan was aan hierdie kant gewees, en hoe hulle op die einde besluit het, maar hierdie storie gaan nie vir hulle werk nie, hulle is moeg geveg, en hulle het opgegaan boontoe, en hulle het by profeet Micha se huis gestop, sy afgodsbeelde gevat, en sy priester gevat, en 'n groot kerk gaan stig daar in die noorde, heel bo in die land van Naftali, heel bo. En vandag is dit die grootste pagan gedeelte was daai tyd geword. En dit is wat ons weet, hoe Israel op einde van die dag, die heidene was daar bo gewees in die noorde van Israel, en wat Vader Jahwe sê, maar ek gaan julle sif onder al die heidene Israel. En hoe hulle gesif het, en dis waar die tydperk ook, dis waar die 7 kerke vandaan kom, is alles in daai noorde, daai hele stuk, daai noorde stuk, daarbo, so, die 7 kerke was nog bietjie aangewees, maar dis daar so gewees, van daar wat boontoe gegaan het. So, ek vandag wil ek praat, want daar so, een plek waar daar so was die naam Tel Dan, is die plek daar heel bo, waar Naftali, in Naftali se gedeelte, heel bo. En jy kan nog vandag oorblyfsels sien van hulle geboue in daai reservaat. Ek was bevoorreg gewees om daar te wees in Tel Dan te sien, waar Dan gebly het. En hoe hulle het basies daar so bo, want hulle was, die woord sê, trek op na die tempel toe, of na die tabernakel toe, elke keer 3 van die feeste moes hulle optrek, en hoe hulle op die einde van die dag besluit het, nie, maar hulle gaan daar bo bly, hulle eie ding doen, hulle gaan nie afgaan meer na die tempel toe nie. So, volgens Amos,
was dit die middelpunt van afgodsdiens. Die middelpunt van afgodsdiens het daar geword. Nou dit is hartseer. Dit is 'n hartseer en dit het 'n groot impak gemaak aan die hele area. So as jy net bietjie noordwes gaan, kom jy by die Berg Hermon uit. Berg Hermon is daar baie naby. Dit is letterlik as baie naby aan Tel Dan. En nou Berg Hermon, baie interessant, word beskryf en ek hou van hierdie vers, maar kom ons gaan 'n bietjie dieper daarin. Is Psalm 133 wat Berg Hermon beskrywe. En ek gaan nou vir julle 'n stukkie speel van Berg Hermon, hoe dit lyk daarso. Kom ek lees vir ons Psalm 133. Kyk hoe goed en hoe lieflik is dit dat broers ook saam woon. Letterlik saam is as 'n huis. Dit is soos die kosbare olie op die hoof, wat afloop van die baard van Aaron, wat afloop op die soem van sy klere. En dit is baie so mooi hierdie stukkie van hoe die baard van olie, die olie van Aaron se baard afdrup oor sy klere. Nou Aaron was 'n hoëpriester gewees en die hoëpriester het hierdie borsplaat gedra met die 12 stene bo-op wat die bruid verteenwoordig en die olie wat afdrup op die klere. Is dit nie die salwing van ons hoëpriester wat vandag Yeshua is vir die bruid as daar eenheid is onder die liggaam van Vader Jahwe nie. Alright, so dis baie belangrik. Dis hoe mooi dit is. Dawid beskryf dit. Nou sê hierso vers 3, dit is soos die dou van Hermon wat neerdal op die berge van Sion. Want daar gebied, hoor gou hierso, daar waar daar eenheid is, daar gebied die Here, die seën, die lewe tot in ewigheid. En wat doen die vyand vandag? Hy kom breek eenheid. Hy breek 'n huis op. Ons beleef dit heeltyd hierso. Sodra dit goed gaan, mense boetas is as kom die vyand, boem, breek hy eenheid op. Want hoekom? Daar's mensopinies en mensemosies en alles laat ons toe vir die vyand om 'n huis te skeer. Wat doen hy dan? Dan breek hy die eenheid en breek hy die seën. Dis belangrik dat mens dat mens moet dit aanvaar want jy moet die vyand se werke ken. Wat gebeur in families? Wat gebeur in gesinne? Hy breek daai eenheid. Dit is sy myn plan is om dit te breek. Want as dit breek, dan val die hele, hoe kan ek sê, die hele appelkar val om. Alles val om. En dan kyk jy 'n paar jaar na dit, hoe die kinders geaffekteer daardeur. Wat het gebeur daarso? So Berg Hermon word beskryf as hierdie prent van eenheid. Nou ek gaan gou vir ons 'n stukkie speel oor Berg Hermon, want as jy gaan kyk op daai Berg Hermon, is dit hierdie mooi berg met hierdie sneeu wat op die berg val. En dan smelt die water en loop dit af. Jy het daar so groot waterval daarso, en dis net water, dit is baie baie mooi. Maar toe ek daar was in Israel by Berg Hermon, ek eer Abba daarvoor, het jy gesien hoe daai water loop, maar daai water loop so deur klippe. Right. So die water word geskei. So hierso beskryf Dawid Psalm 133 die water wat afloop, wat dis vir hom so mooi as daar eenheid is, maar dan kom daar, terwyl ek daar so is, wys Abba vir my van hierdie, maar hier loop daai mooi water van Berg Hermon af, maar daar's klippe daar tussen wat die water skei. Daai water word geskei, maar dit is presies wat die vyand kom, hy kom sit klippe altyd tussen die water. Hy wil daai water wat so mooi loop van Berg Hermon af, wil hy skei. Maar wat vir my die mooiste prentjie is, na daai klip kom dit weer bymekaar. Dan bly dit vloei. Lewende water wat bly vloei. So kyk gou hierdie stukkie. Ek het net so 'n videoklip waar dit hierdie wys hoe mooi daai water is wat van Berg Hermon afkom. O, jette. Dit werk net nie so mooi nie. Okay. Daar's klippe in die water. My foon was nie so mooi geweest afgeneem nie, maar jy kan sien daai water. Dit is so baie water wat daar loop. Dan kom dit so by mekaar uit. Dit is strome water wat daar van Berg Hermon afloop en dit is vir my regtig waar, dit is al die water van Berg Hermon af, hy loop so, en dan sê die see van Galilea, en dan loop hy weer so af tot by die dooie see, hoe daai water loop, deur die Jordaan, dis al daai hele water wat van bo af, die water, die vlak van
van Israel loop van die noorde na die suide toe. En as ons gaan praat oor Issachar en oor die daarso, dan gaan ons agterkom oor die bloed, wat daarso by Armageddon gaan gebeur, hoe dit gaan afloop en hoe Jerusalem reg onder hom sit, maar ek wil nie nou te veel daarvan praat nie. Maar dit is hoe die water loop. En dis hoe mooi dit vir Vader Jahwe is, as daar so eenheid is. So daar gaan, die vyand gaan vir ons klippe voor ons pad sit, maar jy moet kies, gaan jy, dan as daai klip voor die pad kom, gaan jy skei, gaan jy jou eie stroompie maak, of gaan jy weer deel word van daai oorspronklike stroom wat loop? Alright, so, hartseer genoeg, daar waar daai mooi water is, wat so mooi loop, daarso was die grootste pagan gedeelte gewees, afgodsdiens. Alright, so, ons weet dat Dan daarbo by Laish gebly het. Laish was die plek gewees in Naftali. Nou, Laish wat beteken 'n verskeurende leeu. Alright. So plek waar jy geskeer gaan word, basies. Want dis waar hy gebly het, Laish, en dit is waar Dan geskeer is, want hulle is geskeer. Hulle is sover geskeer dat hulle uit die koninkryk van Jahwe se naam uitgeskrywe is. Hulle gaan nie eendag deel wees daarvan. Hulle naam nie is die deel wees, maar hulle naam is nie geskryf as een van die hekke in die koninkryk in nie. Dis hoe geskeer is. Alright. So, die geskeer word dalk van die eenheid van die bruid van Yeshua, wat geskeer word deur afgodsdiens. Alright. So, met die naam, met Dan wat die gode en gemaakte beelde saamgeneem het van profeet Micha af en gaan op boontoe en daar kom 'n groot ou uit met die naam Nimrod. Nou ek weet nie of jy al ooit gehoor het van Nimrod nie. Dit was sy huis was. Daar by Berg Hermon is 'n plekkie waar so in die berg kan jy sien dit is waar Nimrod gebly het. So 'n baie slegte plek. Maar die vyand het 'n plan gehad, want dit was alles naby die see van Galilea. Nou, waar het die meeste disippels vandaan gekom? Waar het hulle beweeg? Waar het Yeshua op aarde, toe hy daar op aarde was in Israel, waar was hy die meeste van die tyd gewees? By die see van Galilea. Dis daar waar hulle gegaan het en waar hy die bergpredikasie gedoen het, daarso waar hy al die wonders gedoen het, was by die see van Galilea. Nou hoekom sal die vyand nou daarbo in Naftali se gedeelte vir Dan sit en daai plek pagan maak wat naby die see van Galilea is? Daar was 'n plan gewees. Hy het geweet dat die Messias kom soontoe. Hy gaan daar loop. Die Israel, die verlore skape gaan daar ontstaan. Hy is so korrup dat hulle nie eers gaan wil teruggaan nie, want dis wat met Israel gebeur het. Hulle het besluit hulle gaan nie terug nie. Hulle bly met die afgodsdienst. Hulle gaan nie terug soos die Jode om hierdie tempel weer te gaan herbou en terug te gaan na Vader Jahwe se woord toe nie. Hulle was so was al so groot geweest daai paganisme daar in daai land dat die Israel het net gesif. Hulle is net gesif. En die Vader moes Yeshua stuur om terug te bring. Die vyand is altyd naby iets goed. Hy sal altyd die koninkryk van Jahwe wil verwoes. Maar Jahwe, Vader Jahwe, draai altyd iets wat sleg is, draai hy in goed. So hoor gou wat sê Genesis 50 vers 20, wat gespreek word oor Naftali. Want was nog steeds Naftali se gedeelte gewees in die beloofde land. Kan jy dink, jy het jy's Naftali, en hier kom jou boetie, van dieselfde ma, en hy kom maak hierdie jou gedeelte sleg. Dit was hard geweest, dink ek, vir Naftali. Want hy word gesien as hierdie, hy het 'n profesie oor sy lewe, hier kom die vyand en korrup dit. En hoe baie keer gebeur dit vandag in ons lewens nie? Hoe baie keer sit ons nie met hierdie profesie of hierdie plan wat Vader Jahwe vir ons het, en dan kom die wêreld. Kom jou vyand en hy korrup dit. Genesis 50 vers 20. Want julle is die baie groot lang eenheid. Want julle het wel kwaad teen my bedink, maar God het dit ten goeie gedink. Vader het dit ten goeie gedink. Alright. So daar's kwaad gewees, maar Vader het dit ten goeie gedink. Alright. So kom ons lees. Genesis 49 vers 21 is die profesie. Naftali is soos 'n wildsbok, so vry. Hy wat mooi woorde laat hoor. Dis wat Jakob op hom sê. Naftali is soos 'n wildsbok, so vry,
hy wat mooi woorde laat hoor. So, buiten al die seuns, soos wat Dan gehad het, en Simeon gehad het, en Ruben hulle gehad het, kom gee Jakob hierdie mooi woorde vir hom. Jy is soos 'n wildsbok. Wat beteken dit? Laat jy dink aan daai lied wat Dawid gesing het, geskryf het, van soos 'n wildsbok wat smag na waterstrome, smag my siel na U, o Heer. Kan julle sien hierdie waterstrome, hierdie gedeelte, hoor gou hierso, ek lees dit vir ons, Psalm 42 vers 2 tot 12, hoor hierdie stuk wat Dawid hier sê, want hier's iets hierso in, Dawid praat oor die gedeelte van die wildsbok, die gedeelte van Naftali, wat by die waterstrome is, wat Berg Hermon se water is. Hier kom praat hy daaroor. Dawid praat 'n paar jaar nadat hierdie profesie, want Dawid het die Torah gehad. Hy het gelees van Jakob wat sê in Genesis 49, maar Naftali, jy gaan wees soos 'n wildsbok. En Dawid het dit verstaan. Hy het sê, maar jette, hierso, Dawid, jy's deel. Jy's soos 'n wildsbok by hierdie waterstrome. Dis jy, Naftali. Dawid het verstaan, maar hoor gou die stuk, kom ons lees dit, dis baie mooi. Soos 'n hart wat smag na waterstrome, so smag my siel na U, o God. Smag. 'n hart wat smag na waterstrome. Hy gaan sit nie net daarso en laat die water vloei nie. Hy smag na daai water. Hy smag na daai eenheid. Okay. My siel dors na God, na die lewende Jahweh. Wanneer sal ek ingaan en voor die aangesig van God verskyn? My trane is my spys dag en nag, omdat hulle die hele dag vir my sê, waar is jou God? Wat is hulle? Spotters. Wat sê Judas 1? Mense gaan spotters raak aan die eindtye. Alright? Dis wat hy doen. Doen dit nie vandag nie. Maar die punt is, smag jy nog steeds na die waterstroom, al gebeur dit, al sê mense dit vir jou? Of gaan jy okay, my waterstroompie het ek maar nou opgedroog, ek gaan nie meer smag vir hom nie. Want dis wat die vyand gaan sê, hy gaan probeer sê, hoor hierso, maar waar is jou God? Jou waterstroom loop nie meer nie, boetie. Of sussie? Vers 5, hieraan wil ek dink en my siel uitstort in my, hoe ek gewoond was om voor te trek met die skare. Hulle gelei het na die huis van God, met die stem van jubel en lof, 'n feesvierende menigte. Wat buig jy jou neer oor my siel en is onrustig in my? Hoop op God, want ek sal hom nog loof, die verlossing van sy aangesig. O my God, my siel buig hom neer in my, daarom dink ek aan U uit die land van die Jordaan en die Hermons van die klein gebergte af. Die vloed roep na die vloed by die gedruis van U waterstrome. Al U bare en U golwe het oor my heen gegaan, maar die Here sal oordag sy goedertierendheid gebied. Wat sê Vader? Ek sal, die Psalm 133, sy seën gebied, as daar eenheid is. En in die nag sal sy lied by my wees, 'n gebed tot God van my lewe. Ek wil spreek tot God, my rots, waarom vergeet U my? Hy's by hierdie waterstrome en hy's tussen die klippe en Dawid beleef hierdie, mense spot hom, dit gaan nie goed nie. Maar hy wil steeds soek hy Vader Jahweh. Hy soek hy smag na daai waterstroom. Ek wil spreek my God, my rots, waarom vergeet U my? Waarom gaan ek in die rou deur my vyande se verdrukking? Met die doodsteek in my gebeente smaak my teenstanders my as hulle die hele dag vir my sê, waar is jou God? Wat buig jy jou neer, o my siel? En wat is jy onrustig in my? Hoop op God, want ek sal hom nog loof, die verlossing van my aangesig en my God. Miskien moet hier dalk 'n boetie en sussie dit hoor vandag. Miskien is jy dalk tussen die klippe, miskien is die vyand besig om vir jou en jou agterkop in te asem, te blaas en te sê, waar is jou God? Waar is jou God? Want dis wat hy doen. Hy gaan jou probeer laat twyfel. Hy gaan jou probeer laat wonder of daar nog wel 'n waterstroom is. Maar die antwoord vandag is, wat Dawid ons hier uitleer is, hoop op Vader Jahweh.
Hoor wat sê die Engels daai stuk van Naphtali. Naphtali is a hind let loose. He gives beautiful words. Nou waar kom die naam van Naphtali vandaan? Onthou daai hind gedeelte. Nou ons weet dat elke naam het 'n betekenis. Daai tyd het die name betekenis gehad. Nou Genesis 30 vers 8. Toe sê Rachel, ek het bo menslike worstelinge met my suster geworstel en ook oorwin. En sy het hom Naphtali genoem. So Naphtali beteken om te worstel. Innerlik worstel. Dis soos Israel wat ook beteken om te worstel. Naphtali beteken om te, dis meer daai stoei worstel wat hy beteken. Maar hoekom sê Rachel dat sy gewen het? Is dit nie 'n prent van oorwinning nie? Oorwinning vir die bruid? Die betekenis naam Israel wat beteken om te worstel, en die bruid wat gaan stoei. Die bruid wat elke dag worstel, want ons worstel, van die dag as jy jou hart vir Vader Jahwe gegee het, jy sê, Joshua, kom bly in my lewe, ek aanvaar jy as my verlosser, dan begin jou worsteling, soos in die beloofde land ook, hulle het geworstel heeltyd. Daar was 'n worsteling, dis hoekom Israel se naam worstel is. En selfs in Naphtali beteken om te stoei, die bruid gaan stoei. Naphtali het gestoei. Nou hoekom sal Jakob sê hy soos 'n wildsbok of 'n hind? Nou die Hebreëse naam vir 'n wildsbok is Ayala of Ayil. En dit beteken om 'n bok te wees, maar 'n sterk leier, kragtige man. 'n Kragtige man of 'n sterk leier. Dis 'n wildsbok. So jy moet wees soos 'n wildsbok wat smag na waterstrome, bruid van Vader Jahwe. Jy moet sterk wees, jy moenie al gaan nie vyand jou pap maak, al gaan nie vir jou lieg, al gaan jou laat sleg voel waar jy daar sit is langs daai water, smag nog steeds na daai lewende water en wees sterk. Wees 'n leier, wees 'n kragtige man. Psalm 29 vers 9 beskryf, as jy wil gaan lees later, die hind. Goed. Hoor gou hierso. The voice of Yahweh causes the hind to calf. Die Engels sê dit makliker. Die stem, die Afrikaans sê, die stem van Yahweh maak die wildsbok kalf. Okay? Nou as jy gaan ondersoek en jy vat daai Hebreë konteks van daai ding, die stem van Yahweh maak sterk leiers draai. En dis wat Naphtali gedoen het. Naphtali was 'n sterk leier wat gedraai het. Rigters 4 vers 6. Kom ons gaan hoor gou, want by wie kom iemand wat baie belangrik, wat 'n groot rol gespeel het, 'n vrou uit Naphtali uit. So het hulle gekies om saam met Dan te gaan en hierdie saam met hulle boetie daar sou die slegte wees, of het hulle nog steeds daai wildsbok wat gesoek het na waterstrome soos Dawid beskrywe en die goed gekies van dit. Wat het Naphtali gedoen? Nou Rigters 4 vers 6 praat iets oor Naphtali. Daar's 'n man met die naam Barak. Barak. Ken julle die storie? Onthou julle die storie van Barak en Debora? Wat Israel verlos het van die vyand in Israel? Barak was 'n baie sterk leier. Hy was baie braaf. Julle kan die storie gaan lees oor Barak en Debora en Barak. Alright? Maar een ding wat hulle gedoen het, net vinnig te sê, die vyand het 900 ysterperde karre gehad en hulle het op Jahwe vertrou en die vyand aangevat. 900 ysterperde karre. Kan jy dink dat Barak en Debora het op daai stadium het hulle hierdie oorlog gehad teen die vyand. En 900, dis soos 900 kanonne. En jy is op 'n perd met 'n swaard. 900 kanonne versus 'n paar swaarde. Kan jy net dink daai wildsbok wat uitkom, daai leier, daai wildsbok van Naphtali wat uitkom wat jy kon sien in Barak, dat hy nie gehardloop het nie, dat hy bly vertrou op Vader. En hoe Vader Jahwe die situasie kom red het, want hoekom? Hy het gebly glo op Vader Jahwe, want Vader Jahwe het reën gestuur
en die perdekarre laat vassit, en toe het hulle op voet gevlug, en so het hulle oorwinning gekry, daai dag. Vader Jahwe het hulle gehelp, daai perdekar het vasgesit, kan jy dink, jou kanon stop nou ewe skielik? Wat gaan dan gebeur? Jy gaan hardloop, jy gaan pap wees. En dis wat Vader Jahwe gedoen het daai dag vir hulle. Gaan lees Christus die storie. Vader Jahwe het hulle gehelp. So as mens vandag vir Barak sou kon beskryf, sou ons hulle kon beskryf as hierdie rakkies, as hierdie spesmagte. Hierdie ouens wat so vrugvoetig was. Ouens, kyk, 'n rakkie is, jy dink nog, jy staan dan lê hy. Hulle is vinnig op hulle voete. Psalm 18 vers 33 beskryf Dawid hoe die voete van 'n wildsbok is. God is dit wat my met krag omgord en my weg volkome maak. Hy maak my voete soos die van herte en laat my staan op die hoogtes. Dis Dawid nou, onthou, Dawid Saul wil hom doodmaak. Hy het hierdie innerlike stryd in hom. Van koning na hardloop, nie koning nie, maar wat van Dawid daarso was, voordat hy koning geword het, maar hoe hy moes hardloop en hoe Saul hom wou doodmaak en weet, van die Here na 0 toe in 5 sekondes en hoe hy moes oorleef het op daai stadium, wat hy soos 'n niks was nie. En hierso kom hy en hy sê, laat my voete soos die herte wees en laat my staan op die hoogte. Laat my voete soos 'n wildsbok wees. Mag my voete soos 'n Naftali wees. Mag my voete soos 'n Barak wees en staan op die hoogtes. Dis gewoon daai psalm van die soos 'n wildsbok wat staan in waterstrome. Ons sing al hoeveel keer as kind af, sing ons daai soos 'n hert wat smag na 'n waterstroom, toe so smag my siel na U. Maar ons konsentreer net op die siel wat U soek. Maar ons vergeet wat actually daar staan van, jy moet soos 'n hert wees, jy moet soos 'n waterbok wees wat staan en soek. Dis dieper. Dis dieper. In Rigters 4 staan daar, Israel het teen die Kanaaniete geveg. En Asher het geweier om troepe te stuur. Maar Naftali het dadelik gegaan na Barak toe. Asher, ons gaan praat oor hulle, Asher was hierdie ouens gewees wat, hulle was ryk, hulle het by die see gebly, hulle het hierdie perfekte lewe gehad, hulle was die grootste olyfboomboere gewees, het olyfolie verskaf aan almal. Hulle het besluit, ons gaan julle nie help nie. Maar Naftali was hierdie wildsbokkies, hierdie rakkies gewees. Kom ons gaan help julle. Kom ons gaan help. Hulle het nie nonsens gevat nie en het geen banghaar op hulle koppe gehad nie. Hulle het so vinnige voete gehad. Ek het daai boksers gesien wat so, het jy gesien dat se boksers se voete so vinnig is? As hy word hy boks. Hulle kry daai idee van 'n Naftali. Dat was daai vegtertjies gewees. Maar het 'n keuse gemaak. Gaan hulle die afgodsdiens doen? Gaan hulle soos hulle boetie dan wees? Of gaan hulle uit onder omstandighede, gaan hulle uit hulle land uitkom, uit die wêreld uitkom waar hulle geplaas is en gaan hulle kies om goed te wees? Hulle was amper soos daai van, kom ons veg nou en ons dink later daaroor. So in Rigters 4 vers 6 staan daar dat Naftali 10,000 man saam met Zebulon gaan veg het. 10,000 man van Naftali. In Rigters 6 nog iets waar hulle gaan help Naftali dadelik vir Gideon om te veg teen die Midianiete. Hulle was daar gewees toe Gideon, daai stukkie van waar daai klomp mans toe hulle met daai stukkie van die vliesie wat uitgesit is. Hulle het vir Gideon gehelp. Toe Dawid koning geword het, het Naftali 1000 leiers gestuur en 37,000 gewapende man om hom te help om koning te word. Ek dink Dawid het van Naftali gehou. Dis hoekom hy baie in sy boeke gepraat oor die wildsbok met die waterstrome van Berg Hermon af. Maar die eenheid. Die eenheid, want daar sien ons weer eens eenheid wat gebeur tussen Naftali en Dawid. Unity. Twee verskillende plekke, twee verskillende boeties, boom. Uit Juda en Naftali kom by mekaar. Waar dan moes gehelp het, waar dan hulle was langs Dawid se plek, waar Dawid was, dan was daar. Hulle gaan bo na Naftali toe, Naftali kom af en doen dan se werk. It's crazy. 1 Kronieke 12 praat daarvan. Hulle was 'n baie sterk stam met vinnige voete.
Hulle was staatmakers gewees. So Dawid spreek nog iets. Naftali is soos 'n wildsbok so vry. Hy wat mooi woorde laat hoor. So buite in die wildsbok, buite in die vinnige voete, hy wat mooi woorde laat hoor. Is nog 'n profesie wat Jakob oor hom uitspreek. So hulle was staatmakers gewees, maar wat se goeie woorde het hulle laat hoor? Die goeie nuus dalk? Waar gaan die goeie nuus dalk wees? Hoor gou hierso. Nou Naftali se erfborsie was bo in die noorde, ons weet daarvan, en hy was by die see van Galilea. Nou Moses se seun voor hy by berg Nebo opgaan, het hy aan Naftali gesê. Nou Jakob het iets gesê en dan voordat hulle in die beloofde land gaan, het Moses voor sy dood het hy iets gespreek ook oor elke stam. Alright. Deuteronomium 33 vers 23. Kom ons lees wat sê Moses oor hulle. Onthou julle laas naweek wat Moses gesê het Genesis 49 wat Jakob gesê het oor dan julle verlosser kom. Die verlosser wat Yeshua is vir julle dan wat geval het. Hoor gou wat sê Deuteronomium 33 vers 23. En vir Naftali het hy gesê, Naftali versadig van geluk en vol van seën van die Here. Dat is nou 'n paar jaar later, né? Dis 'n paar jaar later van Jakob se profesie. Hulle het baie geword, hulle het stamme geword, hulle is uit Egipte uit, hulle is in die woestyn, voordat in die beloofde land ingaan. Sê Moses vir hulle, Naftali het gesê, van Naftali het gesê, Naftali versadig van geluk en vol van seën van die Here, neem jy see en Suiderland in besit. So Moses kom spreek, hulle sal geseënd wees. Onthou hulle gaan see en Suiderland besit. Tussen Jakob en Moses was daar goeie gesprek, goeie woorde oor gewees. As jy twee bymekaar sit, as wat Jakob gesê het en wat Naftali gesê het, as jy die twee bymekaar, wat Jakob en Moses uitspreek, die seun uitspreek oor Naftali, hoor gou as jy altyd bymekaar sit. Abba Vader, gaan jou so bold en braaf maak soos 'n wildsbok. Jy gaan vinnige voete hê en opstaan vir geregtigheid, Naftali. Jy gaan 'n staatmaker wees om die goeie nuus te vat na die see van Galilea. Dis waar Yeshua was. Dis net tussen twee profesieë, tussen van Jakob en van Moses. Paar jaar uit mekaar uit. Jy gaan die see oorneem en die suide van die koninkryk van Jahweh en die weg voorberei vir Yeshua wat daar gaan kom wonders doen. Dit was Naftali. Ek hou van Naftali. Ongeveer 1600 jaar later het Yeshua daar mense, die disippels, kom wonders doen daar. Amper al die disippels kom van die see van Galilea af. Kom ons lees gou Matteus 4 vers 12. En toe Yeshua hoor dat Johannes in die gevangenis gesit het, het hy na Galilea teruggegaan. En hy het Nasaret verlaat en gaan woon in Kapernaum en die see in die gebied van Zebulon en Naftali. So het vervul sou word wat gespreek is deur Jesaja, die profeet toe hy gesê het. Dit profesie wat Jesaja die profeet gesê het. Yeshua het opgegaan na die see van Galilea. Yeshua kon doen presies wat Jakob, Jakob met dan, die verlosser kom na julle toe dan, en wat hy gesê het oor Naftali, jy gaan daarso by die see, die profesie van die see, pad voormaak, waar Yeshua gaan kom. En ek dink as die plek van dan, as dan na julle stuk oorgeneem het as pagan, hoe moeilik sou dan gewees het vir Yeshua om daarso met die disciples, om alles daar te kon gedoen het. Die disciples, imagine as die disciples pagans was, as hulle klaar oorheers was met dan, hoe sou dit dan uitgedraai? Maar tog is daar iets gewees, Naftali was ook daar gewees. Dis nie net dan nie, Naftali was ook daar gewees, en so kon hierdie disciples daarso ontstaan, Yeshua, hulle kon mense se lewens verander het, hulle kon na hele gedeelte
die verlossingsplan kon gaan verduidelik het. En dis waarvoor Kornelius gewag het voor. Hy het gesit daarso en hy het gewag vir die verlosser om te kom, want hy sit in hierdie pagan land. Ja. Dis presies vandag se lewe ook. Hier is Naftali en hier's Dan, hier so in hierdie land. Yes. Die keuse is, wat gaan jy doen? Gaan jy wag vir die verlossing of gaan jy maar net sê, ek is nou in hierdie pagan land, ek gaan net maar sif onder hulle, ek gaan nie weg van die heiden maar aanvaar. Maar dis wat gebeur. So kom ons lees wat Jesaja skryf. Jesaja 9. Dis 'n stuk profesie oor dit. It's amazing hoe Vader deur sy profete. Dis hoe Abba sê in Amos 3 sê hy gee alles aan sy profete voor dit gebeur. Net dit gebeur. Hoor wat sê Jesaja 9. Die volk wat in die duisternis wandel, het 'n groot lig gesien. Die wat woon in die land van die doodskaduwee, oor hulle het 'n lig geskyn. U het die nasie vermenigvuldig, hulle vreugde groot gemaak, hulle is vrolik soos aangesig, soos iemand vrolik is in die oestyd, soos iemand juig as die buit verdeel word, want die juk wat op hulle gedruk het, en die stok wat hulle rug getref het, en roede van hulle drywer, het u verbreek soos op die dag van Midian, want elke soldaatskoen wat daar wegstap, met gedreun en die kleed wat in bloed gerol is, dien tot verbranding, 'n prooi van die vuur, want 'n kind is vir ons gebore, 'n seun is aan ons gegee, en die heerskappy is op sy skouer, en hy word genoem wonderbare raadsman, sterke God, ewige Vader, vredevors, tot vermeerdering van die heerskappye en tot vrede sonder einde op die troon van Dawid en oor sy koninkryk, om dit te bevestig en deur te versterk die reg en deur geregtigheid van nou af tot in ewigheid. Die ywer van die Here van die leerskare sal dit doen. Hier kom sê profeseer Jesaja oor wat sou gebeur het by Naftali, Yeshua wat sou kom. Is dit nie amazing nie? Hoe baie profesie is daar nie oor Yeshua nie? Yeshua wat die goeie nuus gaan bring. Onthou julle wat is die profesie oor Naftali? Die goeie woorde. Kom dit deur. Maar die vyand sal altyd iets wat goed bedoel is wil kom steel. En so kan ons leer oor al die boeties tot dusver. Elke boetie het 'n ding gehad wat die vyand voor hom kom sit het, om hom te probeer breek, om ook sy covenant te probeer steel, sy roeping, sy plan wat Vader Jahwe vir hom het. En, vraag is, het Naftali 'n swakpunt gehad? Want dit is ons nou die wildspokke, hulle is die rakkies, dit is die goeie ouens met die goeie woorde. Het hulle 'n swakpunt? Het die vyand hulle swakheid geken? Ja. Hulle het wel mense gewen in oorlog, maar dan het hulle daar agter gebly. Hulle het wel vinnige voete gehad vir oorlog, maar het ook daai vinnige voete gebruik vir verkeerde redes. Paulus waarsku ons oor vinnige voete. En ons gaan nou kyk wat Naftali verkeerd gedoen het. Hoor wat sê Paulus in Romeine 3 vers 15. Haastig is hulle voete om bloed te vergiet. Romeine 10 vers 15. Hoe lieflik is die voete van die wat die evangelie van vrede verkondig, van die wat die evangelie van die goeie verkondig. So daar's twee plekke van vinnige voete, sleg en goed. Net soos wat Naftali sleg en goeie voete gehad het. Dis goed om te hê. Dis goed om vinnige voete te hê. Dis goed om te sê, wel, hierdie persoon het pluk. Hy's op vuur en vlam, hy's on fire vir die koninkryk. Hy spring, hy's soos 'n wildsbok. Maar pas op, sê Paulus, om nie te vinnig te wees nie, want dan gaan jy voor die herder uit. En nie herder voor jou nie. En dan val jy hard. Eers raadpleeg eers Vader Jahwe. Vra hom eers vir sy wil en sy koninkryk. Ons is baie keer dink ons vinnig ons eie planne te maak. En die woord sê ons moet daar dink. Naftali was vinnig geweest, maar hy het nie gehoorsaam gebly nie. Rigters 1 vers 33, Naftali, die inwoners van Bet Semes en die inwoners van Bet Anat, net
nie verdrywe nie, sodat hulle bly woon het onder die Kanaaniete, die bevolking van die land, maar die inwoners van Bet-Semes en die Bet-Anat het aan hulle dienspligtig geword. So hulle het gegaan, hulle het die vyand gaan oorwin, maar dan het hulle daai mense gevat vir hulle self. En wat sê Vader Jahwe? Gaan verwoes hulle. Moenie deel wees. Hy sê Josua gaan in en julle moet klaarmaak, julle moet skoonmaak. Want hulle het pagan, daar's pagan daar tussen hulle. Hulle het afgod, hy sê maar verwoes daai afgodsaltare, sê Vader Jahwe. En hulle het gaan kompromie sluit. Om hulle army, hulle vinnige voete mag sterker te maak. Daar gebly, saad gemeng, kompromie gesluit met die vyand. So dis die ding, broers en susters, ons het hierdie roeping in ons lewe. En Vader sê in Jeremia 1:5, hy het voordat ons gebore is, het ons gegee. Jakob en Moses het die boeties geseën. Maar die punt van die saak is, die vyand gaan altyd probeer om iets wat goed is, iets wat mooie woorde wat oor jou gespreek is deur Vader Jahwe oor jou lewe. Jou Jeremia 1:5, voordat hy jou geken het, het hy jou gevorm en hy het hierdie plan vir jou lewe. Gaan die vyand probeer om dit te stop. Dit te corrupt, soos die Engels sê. So wat is jou swakpunt vandag? Wat is jou swakpunt wat is jou klip in Berg Hermon se water? Wat stop jou? Wat breek daai eenheid? Wat breek daai eenheid in die bruid? Wat keer jou om nie te vloei en te smag na daai waterstroom nie? Mag Abba jou wys deur sy Ruach. Hoor gou wat sê Matteus 14:22. Want gaan jy bly vertrou op Vader Jahwe? Gaan jy aanhou om te smag? En Jesus het dadelik sy disippels geding om in die skei te gaan en voor hom uit te vaar na die oorkant, terwyl hulle die skare wegstuur. En nadat hy die skare weggestuur het, klim hy op die berg om in eensaamheid te bid. En toe die aand geword het, was hy maar alleen. En die skei was al in die middel van die see, getuister deur die golwe, waar die wind was teen hulle. Maar in die 4de nagwag het Joshua na hulle gekom, al wandelende op die see. En toe die disippels hom op die see sien loop, word hulle ontsteld en sê, dit is 'n spook, en hulle het geskreeu van vrees, maar Joshua het dadelik op hulle gespreek gesê, hou goeie moed. Dis ek, moenie vrees nie. En Petrus antwoord hom en sê, Here, as dit U is, beveel my op die water na U toe kom. En hy sê, kom Petrus, klim toe van die skei af en loop om die water om na Joshua te gaan. Maar toe hy die sterk wind sien, het hy bang geword en toe hy begin sink, roep hy uit en sê, Here, red my. En Joshua het dadelik sy hand uitgesteek en hom gegryp en vir hom gesê, klein gelowige, waarom het jy getwyfel? Daarom klim hulle in die skei en in die wind het gaan lê. Toe kom die wat in die skei was en val oor hom neer en sê, waarlik, U is die seun van God. En hulle het opgevaar in die land Genesaret gekom en die manne het daardie plek hom herken en dadelik omtrek. So hierso kom dit en Joshua kom en Petrus het die twyfel. Petrus het die twyfel wat op die water loop. Hy sien Joshua en Joshua roep hom. En moet as dit sal die boodskap van hierdie stukkie is van vandag is dat gaan jy, as jy daai water sien, as jy daai waterstroom smag en daar word klippe voor jou gesit, gaan jy bly kyk na Joshua. Gaan jy hom bly sien? Gaan jy soos ons nou nog gesing het, gaan jy nog steeds in daai vuur? As jy saam met daai 3 persone, Sadrag, Mesach en Abednego wat in daai vuur was, gaan jy nog steeds in daai vuur bly? Gaan jy in daai vuur bly? Gaan jy sê, maar ons sal nie buig voor die afgodsbeeld nie? Gaan jy dit doen? Al kom jy in die vuur in? Want by einde van die dag gaan Joshua daar wees vir jou. Hy gaan jou kom red. Die realiteit is, die vyand gaan vir jou klippe gee. Daar gaan klippe wees. Hy gaan daai eenheid probeer breek, hy gaan jou roeping probeer steel soos met elke boetie. Maar jou gebed vandag is dat Abba Vader vir jou sal vinnige voete gee, maar nie te vinnig dat jy vir hom sal weghardloop nie. Vinnige voete om saam met hom te hardloop. Nie alleenig te hardloop nie, om saam met hom te hardloop, saam met boetas en sissas te hardloop, om die goeie nuus te gaan verkondig soos die disippels gedoen het. Hulle het goeie voete gehad. Dan kom hy daai gedeelte uit van Naftali.
Hulle het goeie voete gehad. Hulle die evangelie gaan verkondig, soos 'n Petrus wat gegaan het. Wat gegaan het en 'n visie gekry het om uit te gaan van daar af te gaan na al die honde toe, na die mense wat buite covenant is. Maar wees versigtig. Want die vyand weet waartoe jy pad is, hy weet wat jou einddoel. Hy weet wat jy kan doen teen hom. En hy is bang vir jou. Die vyand is bang vir jou wat jy kan doen vir hom. Dis hoekom hy gaan alles doen om dit te keer. Maar die vraag is, gaan jy soos daai Barak wees en soos daai Deborah wees en glo op Vader Jahweh? Al staan daar 900 karre, kanonne, reuse vir jou, gaan jy nog steeds glo vir daai wonderwerk, sodat jy kan doen wat jy moet doen. Dis die keuse wat jy moet maak. En mag jy hierdie goeie nuus wees, soos wat Joshua was, en nog steeds is, wat hy kom doen het, vir die mense wat in Dan geval het. Naftali het die goeie gekies. Al het hulle swakpunte gehad, al het hulle kompromie gesluit, hulle nog steeds goeie mense gewees. Amen. Dankie. Kom ons sluit af. Vader Jahweh, dankie Abba vir hierdie woord, Abba. Vader, vergewe ons asseblief, Vader, vir die kere wat ons self klippe voor mense probeer insit het om eenheid te breek. Vader, vergewe ons vir die kere wat ons dalk self nie gesmag het na hierdie waterstrome nie. Wat ons self nie gesmag het om soos 'n wildsbok te wees vir U met hierdie vinnige voete nie, Vader. Om die goeie nuus te kan verkondig, gaan verkondig nie, Abba. Vader, dankie dat U vir ons tyd gee nog op aarde en dat ons hierdie keuse het om wat ons gaan doen. Gaan ons soos Dan sit en by Tel Dan sit en voel ons het nou genoeg gedoen in die lewe. Ons het mos nou geveg by langs Jerusalem. Samson het sy ding gedoen. Ons kan nou maar sit en net hier so kerk hou daar bo in die noorde en hierdie afgodsbeelde, die idols hê en ons kan net geniet hierbo. By die mooiste plek, waar die water uitkom. Of gaan jy Boeta en Sissa soos Naftali opstaan, maar ons kies om te gaan veg. Ons kies om soos Asher te wees nie en nie deel te wees nie. Maar ons kies om te gaan veg en ons beste te gaan doen, alles te doen om koninkrykswerk te soek, heel eerste, om disippels te maak en hulle te leer en hulle te doop. Vader, ek bid vandag vir daai Arak, Sazak, Amas, daai strong and courageousness, soos wat Joshua gehad het, Vader, en mag ons opstaan en sê, as for me and my house, we will serve you, Lord. Want Joshua het gesê, kies wie jy wil dien. Kies of jy hierdie kant van die land wil bly. Kies of jy soos 'n Reuben wil wees. Tweede beste. Agter heeltyd loop. Of wil jy soos 'n Juda voor wees? Of wil jy soos 'n vinnige voete hê soos wat Naftali gehad het? Vader, vergewe ons vir die keer wat ons kompromie sluit en wil soos Naftali kompromie gesluit het met die land waar hulle ingegaan het tot hulle eie beswil. Vergewe ons daarvoor, Vader, dat ons vir die keer dat ons dalk kompromie gesluit het om totale te kry in 'n bediening of guns te kry by mense. Waar kon ons gaan? Om kompromie te sluit wat dinge wat teen die woord is, Vader. Vergewe ons daarvoor, Vader. Want dis wat Naftali gedoen het en hulle was ook mens. En albei help ons, Vader Jahweh, dat ons sal vas staan op die woord en die waarheid. Roer ons tong soos die Jeremia se tong geroer het, Vader Jahweh. En blaas die ruach in ons hart. Hierdie gawes van die name van die Ruach HaKodesh wat in Jesaja 11 staan, is hierdie 7 name van die Ruach, hierdie krag, hierdie sterkte. Hierdie fear of the Lord, mag ons dit hê, Vader Jahweh. En gaan doen wat U vir ons het voordat ons gebore is. Dankie daarvoor, Vader, vir die voorreg wat ons het om ons roeping uit te lewe. Dankie. Wees saam met ons, Abba, gee vir ons sy krag en beskerm ons wat ons doen. Abba, ek bid nou waar ons hierdie toer gaan hê, Vader Jahweh, wat nou kom. Abba, mag ons nie te vinnig hardloop nie, mag ons nie te vinnig praat nie, Vader. Mag U die woorde vir ons gee wat ons moet spreek, Vader. Deur U Ruach HaKodesh. Ons bid nou vir U Ruach wat hier gaan wees en wat mense gaan aanraak nou, Vader Jahweh. Ruach, ons bid dat U hulle harte sal aanraak vandag en Vader, ons bid ook dat U die gronde sal seën en ons bid vir die engele beskerming om hierdie gronde. Ons bid teen enige heksery, teen enige kulte, teen enige haatspraak, teen enige doodspraak.
Ons kom verklaar dit skoon en nietig deur die bloed van Yeshua. Dankie Yeshua dat U gesterf het sodat ons kan vry wees. Dat U sê soos daai afgod, soos dit Paulus skrywe in Romeine sê daar so dat geen afgod sterker is as Vader Jahwe nie. Geen afgod nie. Dat U is sterk, U is krag, Abba. Dankie daarvoor Vader Jahwe. Abba, dankie dat ons liefhet dat U vir ons 'n seën het. Moet ons ontvang die seën wat Vader Jahwe vir jou het. Bruid van Vader Jahwe, ontvang dit vandag, want Yeshua het vir jou betaal dat jy kan vry wees en dit ontvang vandag. Ja, Varecha Adonai Vishmaricha. Ja, Adonai Panablecha Viguneka. Yesa Adonai Panablecha Viasimlecha Shalom. Vader Jahwe sê hy sal jou seën. Abba sê hy sal jou bewaar. Abba sê hy sal sy aangesig oor jou verhef. Hy sal sy aangesig oor jou laat skyn. En hy sal vir jou die shalom vrede gee. Ontvang dit nou, covenants kind van Vader Jahwe, bruid van Vader Jahwe. Ontvang dit nou deur die kragtige werking van die Ruach HaKodesh en deur ons koning en ons hoëpriester, sy naam is die seun van Jahwe. Yeshua Mashiach se naam ontvang ons dit nou. En dankie Vader, alles wat U sê wat ons in Yeshua se naam ontvang, sal ons kry. Daarvoor maak dit ons eie. Amen. Dankie julle. Like asseblief ons video, subscribe asseblief ons kanaal en stuur dit vir jou vriende.